Welkom by dag 8, die laaste dag van ons Heilige Week Journey. Kan julle glo, ons is al klaar by die laaste dag. En ek moet sê, dit was nou net so 'n amazing journey om saam met julle oor die Heilige Week te leer. Ek meen, net in hierdie kort week het ons Jesus sien in Jerusalem ingaan, ons het hom sien sy disippels bedien, ons het hom gesien in die tuin van Getsemane bid, ons het sy beautiful offer aan die kruis gesien, en gister het ons ewen geleer dat selfs wanneer alles stil lyk, is God nog steeds besig om te werk. En vandag sien ons uiteindelik wat God al hierdie tyd besig was om voor te berei. Julle sien, vandag is die dag wat alles verander het. Vandag is die dag wat ons die grootste oorwinning in geskiedenis vier. Is julle gereed om te sien wat gebeur het? Awesome, maar voor ons kyk, kom ons bid gou eers saam. Liewe Jesus, dankie dat U ons gebring het na die laaste dag van ons Heilige Week Journey. Dankie dat ons vandag die grootste wonderwerk van almal kan vier. Help ons asseblief om te verstaan wat vandag se Bybelstorie vir ons beteken en help ons om in ons geloof te groei. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So julle, kom ons set nou die toneel vir vandag se Bybelstorie. Onthou julle nou hoe ons gister gesê het, Jesus se disippels was hartseer, omdat hulle gedink het, alles was net verby. Nou hulle het gedink, alle hoop was weg. Maar vroeg Sondagoggend het iets amazing gebeur. Maar voor ek julle vertel, kom ons kyk gou saam na vandag se Bybelstorie, dan sien ons wat volgende gebeur het. Die Heilige Week Journey. Jesus leef. Die is Jesus. Heyo! Hy is die Seun van God en die Verlosser van die wêreld. Terwyl Jesus hier op aarde was, het hy vir almal vertel van God se groot liefde en mense gesond gemaak wat siek was. Hy het baie wonderwerke gedoen, soos om storms stil te maak. En hy het selfs mense uit die dood uit laat opstaan. Wahoo! Maar party mense het nie gehou van wat Jesus gedoen het nie. Hulle het hom laat doodmaak. Hy het aan 'n kruis gesterf en is in 'n graf begrawe. Vir 3 dae het Jesus se liggaam daar gelê en dit het gelyk of daar geen hoop was nie. Maar baie vroeg die Sondagoggend het die vroue wat vir Jesus gesorg het na die graf toe gegaan. Hulle sien toe die graf is leeg. Hy was nie meer daar nie. Hy het opgestaan. Hy lewe. Woohoo! What? Heyo! Rah! Jesus het aan sy disippels verskyn om te wys hy lewe. Een van die 12 disippels, Thomas, was nie by die ander toe Jesus gekom het nie. Hey, kom! Later vertel hulle hom, ons het die Here gesien. Maar Thomas sê, ek sal dit nie glo nie, tensy ek die merke in sy hande sien en voel, of die wond op sy sy kan voel nie. Agt dae later was die disippels weer bymekaar en hierdie keer was Thomas by hulle. Die deure was gesluit, maar skielik staan Jesus weer tussen hulle. Oh, hey guys. Vrede vir julle, sê hy. Toe sê Jesus vir Thomas, sit jou vinger hier en kyk na my hande. Steek jou hand in die wond in my sy en moenie meer langer twyfel nie. Glo net. Thomas sê, my Here en my God. Jesus sê toe, jy glo omdat jy my gesien het. Geseënd is die mense wat glo sonder om my te sien. Wow wat 'n amazing Bybelstorie. Kom ons gesels nou oor wat ons sopas gesien het. Eerstens het ons nou gesien hoe Jesus na 3 dae nie meer in die graf was nie. Hy het uit die dood uit opgestaan en hy lewe. Met ander woorde,
Die dood het nie gewen nie. Sonde het nie gewen nie, maar Jesus het gewen. Julle sien, hierdie dag het absoluut alles verander. Want julle sien, Jesus se opstanding bewys dat alles wat hy gesê het, waar is. Jesus se opstanding bewys dat hy werklik die Seun van God is, wat gekom het om ons vir eens en vir altyd van sonde af vry te maak. Nou julle, toe Jesus uit die dood uit opgewek is, het hy toe natuurlik aan sy disippels gaan verskyn om vir hulle te wys dat hy werklik lewe. Nou, kan julle net imagine hoe geskok en excited hulle moes wees. Maar ongelukkig was een van Jesus se disippels nie daar toe Jesus aan hulle verskyn het nie. Nou, wie van julle onthou wie hierdie disipel was en wat sy naam was? Ja, sy naam was Thomas. Nou, julle, toe die ander disippels nou vir Thomas gesê het dat Jesus lewe en dat hulle hom gesien het Thomas gesukkel om dit te glo. En hy het gesê dat hy sal dit eers glo as hy Jesus met sy eie oë sien en as hy aan Jesus se wonde kan raak. Nou, as gevolg van dit, julle kry Thomas ongelukkig 'n slegte naam en mense noem hom twyfelende Thomas. Maar as ons eintlik bietjie eerlik is met onsself, partykeer is ons net soos Thomas. Partykeer sukkel ons ook om te glo. Partykeer het ons ook vrae en partykeer wil ons ook bewys hê. Maar hier is wat ek van hierdie storie love. Jesus het nou nie kwaad geword vir Thomas en net op hom geskree en geraas nie. Jesus het gedoen wat Thomas nodig gehad het om te glo. Maar julle, Jesus het wel iets baie belangriks vir Thomas gesê nadat hy aan hom verskyn het. Jesus het gesê, geseënd is die wat glo sonder om te sien. En julle, wil julle weet van wie Jesus hier gepraat het? Ja, Jesus het van ons gepraat. Julle sien, nie een van ons het Jesus met ons eie fisiese oë al gesien nie, en tog glo ons nog steeds in Jesus. En Jesus sê dat daardie soort geloof is spesiaal en dat ons geseënd is as gevolg van dit. Nou, julle, as daar enige een is van julle wat vandag kyk, en dalk twyfel julle so bietjie soos Thomas, maar julle wil wel glo sonder om te sien, sodat julle ook geseënd kan wees. Dan wil ek julle aanmoedig om asseblief na ons YouTube channel toe te gaan en lesse te gaan kyk waar ons gesels oor verlossing en hoe om hemel toe te gaan. Nou, ek gaan sommer julle even uithelp, ek gaan 'n paar van daardie lesse in die beskrywing vir julle sit met 'n link. Dan kan julle daarop klik en na daai lesse toe gaan. Julle, want om in Jesus te glo en wat hy vir julle gedoen het, is so belangrik en julle wil dit nie eintlik mis nie. Nou, om hierdie week mee af te sluit, julle, wil ek julle met hierdie challenge los. Ek wil hê julle moet altyd hierdie waarheid onthou. Jesus leef. En omdat hy leef, kan ons hoop hê. Nou, julle, met dit alles te sê, is julle gereed om die laaste prentjie by ons Heilige Week kruis aan te las? Ek weet ek is, so kom ons doen dit gou.
Wow, julle, kyk net na ons beautiful kruis. Hy is uiteindelik klaar. En julle, nou kan ons eintlik die hele storie van die Heilige Week sien deur hierdie kruis. Nou, julle, wanneer ons na hierdie kruis kyk wat ons vir Heilige Week gemaak het, dan wys dit eintlik vir ons na wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het en hoe hy nou lewendig is. En dit is presies waaroor Heilige Week gaan, julle. En dis hoekom ons Paasfees vier. Julle sien, Paasfees gaan nie oor sjokolade en oulike hasies nie. Paasfees gaan oor Jesus en hoe hy sonde en dood oorwin het en hoe hy 'n weg vir ons gemaak het om eendag hemel toe te kan gaan. Nou, julle, om hierdie amazing ding wat Jesus vir ons gedoen het op die Sondag van Heilige Week te vier, gaan ons 'n liedjie vir Jesus sing met die naam 1, 2, 3, Jesus is alive. Is julle gereed? Awesome, kom ons geniet dit gou saam. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. We sing 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. God loved the world, so He gave His Son. Jesus is our friend. He loves everyone. Yeah, 1, 2, 3. Jesus is alive. 1, 2, 3. Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. Jesus is alive. Jesus rose again. My Jesus is alive. Wow, julle, wat 'n fun manier om te vier dat Jesus leef. Nou, ongelukkig is ons nou aan die einde van ons Heilige Week reeks en ek wil regtig net vir julle sê, ek is so trots op julle dat julle my nou gejoin het elke liewe dag hierdie week en saam met my deur die Heilige Week journey gegaan het. Ek hoop julle het nou geleer hoe baie Jesus julle liefhet en hoe belangrik hierdie week vir ons is as Christene. Nou, voor ons baie sê, wil ek hê, ons moet gou eers ons oë toemaak, sodat ons hierdie Heilige Week reeks met gebed kan afsluit. Liewe Jesus, dankie dat U leef. Dankie dat U sonde en die dood oorwin het, en dat U 'n weg gemaak het vir ons, om vergewe te word en hemel toe te gaan. Dankie dat ons hoop kan hê, as gevolg van U. Help ons asseblief om U te vertrou en U te volg,
En help ons ook asseblief om te onthou hoe baie U ons liefhet. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So okay julle, dit bring my nou by die einde van ons Heilige Week reeks. Ek hoop julle almal het nou net baie van gehad en onthou, Jesus leef en hy is baie lief vir jou. Baie julle.